Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap by te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as zwaard en vir altyd die geloofsweg totdat Jesus ons kom haal. Goeiedag geliefdes, en so vinnig kom ons weer aan die einde van 'n week. 'n Week waar ons gepraat het oor die dag van onheil en wat die woord vir God se kinders sê. Hoe om op te tree, wat om te doen, en waar hulle veilig is. En ek wil hierdie week afsluit met die woorde van een van my groot helde, Paulus. En Paulus skryf 'n brief aan die jong Timoteus. In 2 Timoteus 4 gaan ons vandag lees. En ek wil fokus op vers 18, maar kom ons lees net van vers 16 af, sodat jy kan hoor wat Paulus se ervaring is van al die onheil wat hy ervaar het. Hy sê, toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat. Maar God laat dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidenasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Amen. Amen, Paulus. Want Paulus staan op 'n belofte. En dit is hoe hy die onheil hanteer. Die onheilsdae in sy lewe, en die arme Paulus het baie onheilsdae in sy lewe gehad. Dit was vir hom baie moeilik in hierdie lewe. Soveel so, dat hy daar in Korintiërs skryf, dat die Satan hom met die vuiste byt. Onheil. Maar al wat Paulus kan sê, op die uiteinde is, die Here sal my red, en van elke onheil, en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe. Hier is die belofte vir elke kind van God. Die Here sal jou behoue in sy koninkryk bring. As jy niks anders het om op te staan in 'n dag van onheil nie. Onthou net dit. Dit gaan nie oor jou eie krag nie. Miskien voel jy nie in jou geloof groot genoeg nie. Miskien is jy net te emosioneel, net te fisies en geestelik afgetakel, sodat die onheil vir jou oorweldigend voel. Maar dan is dit tyd om die belydenis te maak van die belofte van Christus, die belofte van die woord. Hy sal jou behoue in sy koninkryk bring. Jy sal nie self daar uitkom nie. Die genade van die Here, die liefde van die Here, die krag van die Here, is alles wat goed genoeg is om jou in sy koninkryk te bring. Ons het gister gelees in Hebreërs waar hy sê, ons wat glo, word gered. Jy wat glo, te midde van 'n dag van onheil. Vertrou op hierdie belofte, hoor hierdie belofte weer eens en maak dit jou mantra, maak dit jou lese, dat hy jou in sy koninkryk behoue sal bring. Daarom kom die eer hom toe, tot in alle ewigheid. Hier is jou belofte om aan vas te hou. Hy sal jou, ook deur die dag van onheil, behoue in sy koninkryk bring. Hou vas aan hom. Staan op hierdie belofte. Leef jou lewe as gelowige, met toewyding en met oorgawe en met hoop en verwagting. Maak nie saak hoe die wêreld om jou lyk nie, want hy sal sy woord gestand doen. Shalom. Want jou krag net in die Here, vra dit van hom dag na dag, en doen dit alles bid, deur die Gees van God tot krag. Wees waaksaam, bid gedurig, trek jou wapenrusting aan, sodat jy soldaat vir Christus na verlorenes kan gaan. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap by te dra. Ons dra
as helm, verlossing, en die woord van God as zwaard, en vir altyd die geloofsig totdat Jesus ons kom haal. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm, verlossing en die woord van God as zwaard, en vir altyd die geloofsig totdat Jesus